kan probeer ons om. Ja, baie dankie weer eens en goeiedag. Op die 25ste wolveiling van die seisoen wat op 18 Maart plaasgevind het die Suid-Afrikaanse wolmark swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 1,3% laer verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met 0,7% verswak en het teen 'n skoonprys van R248,79 per kilogram en R253,67 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook sy opwaartse tendens van die afgelope weke verloor en laer verhandel en met 1,9% verswak teenoor die vorige veiling. Nou die van u wat nou vir die eerste keer inskakel en gewonder het waarvoor die EMI staan, dit staan vir die Eastern Market Indicator. En dit is dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat hulle gebruik in Australië. Dit net so ter inligting. Nou die hoofrede vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik as gevolg van die papperprestasie van die Australiese mark, ten spyte van die verswakking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het 48% van die merino aanbieding uitgemaak, met egter die grootste gedeelte van die totale aanbieding wat weer bestaan het uit goeie kwaliteit, langer lengtes, fyner mikronwol, wat dan ook weer eens gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise. Die hoogste prys van R313,13 per kilogram skoonwol of R201 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 15,8 mikron. Daar is in totaal 6,897 bale aangebied met 'n uitstekende verkoopsyfer van 96% van die totale aanbieding. G. Modiano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, BKB Pinnacle Fibers en Tianyu SA. Die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 18 mikron. Nie gesertifiseer, R264,88 per kilogram, gesertifiseer R285,17 per kilogram, met 'n premie van 7,7% vir gesertifiseerde wol. Dan kyk ons na 19,5 mikron, nie gesertifiseer, R243,71 per kilogram, gesertifiseer R262,57 per kilogram met 'n premie van 7,8%. Dan kan ons kyk na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R232,40 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R252,94 per kilogram, met 'n premie van 8,8%. En laastens kan ons kyk na 21,5 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R227,30 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R251,08 per kilogram, met 'n premie van 10,5%. Nou die volgende wolveiling van die seisoen is dan geskeduleer vir 25 Maart, waar daar sowat 6,080 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week. Alles wat mooi is vir u, mooi loop.
Ek kuier hier aan die voet van die Stormberge vanoggend, of soos die Engelse sal sê, the foothills of the Stormberg Mountains. En dis vir my baie lekker om vandag op Vetkraal te wees, so 'n paar kilometer buitekant Burgersdorp. By my is Annelet en Christopher Roberts met hulle seun Ruben. Ek het vandag 'n bietjie kom kuier om uit te vind meer oor julle Angoras. Christopher, jou paale het ook hier geboer op die plaas agter die berg. Ja, die familieplaas is nader aan die dorp en ek en my pa het saam geboer en toe help hy my om hierdie plaas te koop. Ons het in die vroeë 70's begin met Angoras, my pa en Jack Forbes en een of twee ander ouens. Ons het begin bokke was en dit het ons baie goeie pryse gegee. Daarna het meeste van die ander boere dit gedoen en hulle doen dit nou nog. Ek het opgehou so 20 jaar terug om dit te doen, maar ons het dit nou weer begin doen om die bokke te was. Ja, en 'n interessante ding is in 1976 het my pa wêreldrekordprys vir kleinbokkiejaar gekry. Ek het nog nie koerant skrif ergens gehad, maar hy is nou weg. Ek dink die prys was R72 per kilo in 76, ja. Goeie pryse. Ja, Hoe het dit gebeur dat julle met Angoras boer in hierdie verskriklike koue wêreld en warm, maar baie koue wêreld? ja, wel ons het besef jy moet ingerig wees. In die begin was dit baie, in die beginjare was dit baie moeilik, want jy het nie die weervoorspelling wat jy vandag het. Jy weet vandag, jou risiko is soveel minder. Jy voor die TV, 7 uur die aand en dan kom hulle met die weerbureau en waarsku hulle daar en dan. Jy moet nou jou vee injaag, want hier kom slegte weer vanaand. En dit is klaar donker. Dan kan jy niks doen nie. Dit is so frustrerend. Maar in elk geval vandag, jy weet 'n week voor die tyd as daar weer kom. En dan kan jy voorberei, jy kan die vee nader aan die skure bring. So daar's geen rede bok moet vandag doodgaan van slegte weer. Dit gebeur nie eintlik meer nie. Ons bou ons skure op die suidekant van die kamp waar 'n bok of 'n skaap sal natuurlik gaan slaap. Hulle slaap aan die suidekant uit die suidewind. Dis waar jy jou skuur bou en dan hy gaan natuurlik so intoe gaan in die aand en dan as die skuur daar is, 'n bok sal self ingaan. Julle bokhaar, mikron, waarna kyk ons op hierdie stadium? Ons neig om redelik fyn te wees teenoor die Karoo, want ons veld het nie die proteïen. Dit is meer grasveld, so dit het nie dieselfde proteïen as jou Karoo bossie. Ja. So as jy my bokke vat, Karoo toe sal hulle baie sterker raak. So ek koop medium ramme en hulle word fyn hierso. En die ootjies is fyn, so ons gemiddelde mikron is so 30-31. Ja. En dit het baie goed betaal tot so 2 jaar terug. Want dit is 'n mark vir die veneer en dan word die upholstery en daai goed. En daai mark het vir 2 jaar was baie swak. Ja. Dit lyk vir my dit kom nou weer terug. En ons het altyd goeie geld met dit gemaak. Jy weet, daai 31 micron waarvoor jy 'n premie betaal, jy het 'n premie gekry. Is dit makliker om met 'n Angora te boer as byvoorbeeld met skape of beeste hier in julle wêreld? Angoras is in die algemeen moeiliker. Jy het jou weerrisiko en jy moet basies presiese boerdery toepas. In ander woorde, jy moet alles moet reg wees, in plek wees. As jy 'n klein fout maak, as jy geneig om baie geld te verloor. Ek dink dis een van die redes hoekom maar so min mense met bokke boer. Baie boere het probeer en dan los hulle dit weer, want die dinge moet reg wees, in plek wees. Die rede ons boer met seibokke is, ek dink dit is 'n fantastiese produk. Ek is baie lief vir die dier self. Hy is baie mooi, hy is baie intelligent. Snaaks genoeg hier, een van die redes is omdat hy so moeilik om mee te boer is en ek weet daar gaan nie baie boere met hom boer nie, so die produk gaan skaars bly en dit sal geneig wees om jou 'n goeie prys te gee. Ja, ek dink dis die redes waarvoor ons nou met bokke boer. Dit is baie mooi, baie lief hulle. Christopher, is daar enige
uitstaande kenmerke van bokke in hierdie wêreld in vergelyking met sê maar ander dele van die provinsie van die Oos-Kaap? Ja, ons bokke is geneig om fyner te wees. Ons moes ook meer geharde bokteel om hier aan te pas. So ek het oor die jare het ek bokke ingekoop, die bestes gehou en die wat dit nie kon maak nie, het ek nou aanverkoop veral in die Transkei waar daar geloof was en sulke goed. So ek het my kudde opgebou in daai manier en dan in daai dae baie keer was daar was nie 'n plek om 'n bok te verkoop nie of ja, so jy het maar min gevoer. Daar was tye wanneer die pryse nie baie goed was, maar ons is deur. Ek het altyd geglo in die produk. Ja, dit het uitgewerk. Ons kry redelike pryse. Hulle is 'n bietjie af nou op die oomblik teenoor 2022. Maar hy is besig om te klim en ek dink dit is 'n baie fantastiese produk. Enige iemand wat Bokkard kous gedra het, sal weet die kwaliteit van die produk. Ek dink dit is belangrik dat jy doen wat jou kliënte soek. RMS is 'n baie komplekse proses om vinnig te verduidelik. Sien julle dat julle 'n premie kry op julle bokkar as julle deelneem aan die RMS? Definitief, hulle vergelyk die twee pryse, die non-RMS en die RMS en daar's omtrent 8 of 10% premie wat ons kry op dit. Dis baie geld, ja, op die einde van die dag. Hi, dis Roel Roberts hierso van Vetkraal. Bietjie praat oor die lammery hierso wat ons doen. Wat ons gewoonlik doen met die lammery, ons deel die bokke in kleiner kampe. Bokke wat so they don't tend to do well if they're a big herd when they kid. What happens with the kidding is then we normally put them in like lands or small camps that have some shelter and we supplement feed them to try extend our camps because we normally lamb on a 2-month period and then from there we basically watch them every day. We lamb here 20 September normally. And from there we go every morning, every afternoon we walk through them and look at them. So I have the shepherd type of thing. What happens is if we got, for example, a problem with lamb that's hungry, you can normally spot them with the back arching and their tummy is a bit thin. You can normally see that it's hungry, so it must have lost its lamb. We normally put it with another ewe that's lost its lamb. Fast market, and we put it in small little kraals, like 1 by 3 meter or 1 by 2 meter type size, and sometimes they take quickly within like 4 days they'll take. Sometimes they take longer, sometimes they don't take at all. And what we normally do is with the ones that don't take, so then those mothers will be just put with the other dry flock, and then we'll just find another mother for it. We prefer using ewes to make up the kids that have lost their mothers, because the milk in the mother's udder is full of antibodies, and it's like a super milk for these kids. They do really well on it. Whereas if you use your powdered milk type thing, which is first off expensive, and secondly, if we wean them, they normally fall off and they don't do well as the others do, because they didn't get that initial the colostrums. Yes, yeah. So yeah, it's basically. Ooi sou ingekom het en dit is nie 'n haarlam nie. Dis of 'n tweeling of 'n ooi wat haar lam weggegooi het. Sy het melk gehad en toe bring ons hulle bymekaar en ons laat hulle ons hou die ooi in die begin bietjie vas dat die lam kan drink en later dan sal die ooi die lam vat. As haar melk nou deurwerk, dan voel sy dit is haar lam, jy weet. Dan ruik die lam na haar lam en dan sal sy hom vat. So hierdie ooi het haar lam nou gevat hierso. Wat gewoonlik gebeur is as die melk
by die agterkant uitkom, dan ruik sy die melk en sy ruik haar eie melk. Dan glo sy vas dat die lamp haar lamp is. En jy weet, as ek kan haar actually nou uitvat en aan die veld sit en sy sal aangaan met hierdie lamp. Ja. Hierdie is droëoeie, laas jaar se klein bokkies en ons teelramme. Hulle kan by mekaar loop nou want Angora teel net Februarie, Maart, April, Mei. So hulle loop nou saam en hierdie droëoeie is oeye wat hulle klein bokkies verloor het. Hulle kry 2 kanse en dan daarna gaan hulle. Ek weet baie boere probeer sê 1 keer, maar met 'n bokkie sal die bokkies oorhê as jy hom sy 1 keer gemis het en jy prille. Dis my ondervinding. En dan ja. Veediefstal bly hoog op die agenda van enige veebedryf in Suid-Afrika. Ons gesels vandag met die voorsitter van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum, Louis Wessels, oor die bestaansreg van die forum en ook sake wat tans aandag geniet. Louis, baie dankie dat jy by ons aansluit. Dink jy die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het nog 'n bestaansreg en wie is die hoofrolspelers? Ja, Lise, definitief het ons 'n bestaansreg, want ons verteenwoordig 'n wye spektrum. As ek net 'n paar voorbeelde kan noem, RPO Nasionaal is daar betrokke, provinsiale veediefstalforums is daarbey betrokke, die SAPD veediefstal eenheid is daarbey betrokke, landelike veiligheid, sigbare polisieering, die nasionale vervolgingsgesag, korrektiewe dienste, die nasionale weermag, ons het AGSA, TLI, Transvaal Landbou SA, en dan het ons nog heel wat ander rolspelers wat ek nou dalk nie noem nie, maar ons het regtig 'n groot area wat ons dek en ek dink is baie belangrik dat ons bestaansreg voortgaan en dat ons as produsente kan verteenwoordig en kan help in hierdie moeilike tye. Wat is die verhouding tussen die forum, die SAPD en die vervolgingsgesag, die nasionale vervolgingsgesag? Ek dink ons het 'n baie goeie verhouding. Ons het 'n oop verhouding met die polisie, ons het 'n oop verhouding met die nasionale vervolgingsgesag. Ons kan praat met hulle as ons ontevrede is oor sekere sake en hoe sake hanteer word. En regtig, hulle is baie tegemoetkomend, hulle is altyd bereidwillig om te help. So ek kan regtig nie sê dat daar nie 'n goeie verhouding is nie en van ons kant en van hulle kant probeer ons almal ons bes om die verhouding te laat werk. Jy weet, dit verloop nie altyd glad nie. Daar is mos maar 8 plekke borrels. Maar ons probeer dit uitsorteer op 'n ordentlike manier en so dink ek maak ons groot vordering. Die verhouding vir my met hulle is baie belangrik, want op die einde van die dag is dit die mense wat die sake hoër toe vat en moet sorg dat daar goeie strawe gedoen word vir die veediewe. Louis, maar waarom is 'n veediefstal saak so moeilik om op te los en so ingewikkeld? Ja, Lise, dit is nogal 'n baie ingewikkelde saak. Jy het 'n spesialis speurder nodig om die veediefstal saak op te los. En dan die weeromstandighede speel 'n groot rol. Wind, reën, die bewysstukke kan vinnig vernietig word. So ons moet altyd so vinnig as moontlik op 'n toneel kom en dat dit so vinnig as moontlik die bewysstukke bymekaar gemaak word. Want dit is regtig nie enige ou wat 'n veediefstal saak kan ondersoek nie. En ja, soos ek jou gesê het, ons het spesialiste in daai veld wat presies weet wat hulle doen. En as die saak nie goed ondersoek word, kan dit nie in die hof goed voorgelê word en dan gaan nie goeie strawe gegee word nie. Waarom word die boer gesien as die eerste linie van verdediging in 'n veediefstal saak en hoekom is dit die byhou van veeregister so belangrik? Ja, Lise, die boer is, ons sê altyd die eerste linie van verdediging. Jy sê persoon wat jou diere moet brandmerk en tatoeëer om te bewys dat dit jou eiendom is. En 'n veeregister is, jy weet, daar word nie altyd diere gesteel nie, daar word diere gaan dood, diere word verkoop om geslag te word, so jy moet al daai inskrywings doen, dat jy kan bewys ek het soveel aantal diere op my plaas. En dit is 'n veeregister is een van die belangrikste. Ek weet ons vergeet baie baie van 'n skaap of 'n bees wat al doodgaan om in te vul, maar so ver as moontlik moet 'n ouma probeer om daai veeregister by te hou. En dis ook vir jouself
maklik te maak in jou boerdery en kan sien waar op jou plaas wat aangaan. Ja, dit is die veeregister is vir my van kardinale belang. En natuurlik die brandmerking tatoeëer. Nou dit gesê, praat met ons oor belangrike dokumentasie wat betrokke is om 'n veediefstalsaak aan te meld. Ja, Lise, jy moet by jou vervoer, as jy diere vervoer of verkoop, moet jy artikel 6 en artikel 8 dokument hê. En dan is daar die gesondheidssertifikaat. En baie van ons produsente verwar die gesondheidssertifikaat met 'n verwyderingssertifikaat, dan vul op teken net die gesondheidssertifikaat. En dit vervang ongelukkig nie die artikel 6 en 8 dokumente nie, want dit is die bewys dat dit jou diere is en die oordra van diere na iemand anders toe, na 'n ander koper toe. So dit is baie belangrik om daai dokumente saam met jou gesondheidssertifikaat of animal health certification te hê. Dit is deesdae verpligtend met die vervoer van diere. Ons weet almal die werkloop in Suid-Afrika, so ons vra dat daar 'n dieregesondheidssertifikaat saamgaan met al die dokumentasie. Louis, wat is die doel van veediefstal aanmeld? Julle onderstreep dit dikwels wanneer ons met julle praat oor veediefstal. Wat is die enkele grootste rede volgens jou hoekom boere ook nie veediefstal aanmeld nie? Ja, jy weet, eers is die veediefstal aanmelding, die eerste grootste doel vir my is dat ons kan optree en dat die veediewe kan arresteer en dit vir die produsent ekonomies moontlik kan maak om op sy plaas aan te gaan. En dan die aanmelding van veediefstal, die getalle van aanmelding van veediefstal kan ons statistieke gee. Ons kan sien waar is die brandpunte en ons kan dalk dan meer optree en ekstra personeel daar sit. En aan die ander kant van die veediefstal aanmelding vir my is dit ons word toegedeel aan voertuie en personeel en die aantal veediefstalsake wat daar is. So definitief is dit vir my van kardinale belang dat ons veediefstal aanmeld en om sodoende al daai fasiliteite te kry. Ek weet die partykeer is die produsente nie gelukkig met al die aanmelding van sake en hoe dit hanteer word nie, maar ek dink jy moet maar kyk na jou as jy jou saak maak, dat jy die regte prosedure volg en sorg dat jou verklaring reg is. Die eerste verklaring is vir my altyd die belangrikste verklaring, as dit in kort is. Om hier af te sluit, kom ons gesels oor 'n probleem wat maar altyd sy kop uitsteek en dit is die onwettige jag met honde. Hoe kan boere dit aanspreek? Ja, Lise, dit is 'n groot probleem. Eerstens is onwettige jag met honde is tweeledig vir my. Dis 'n betredingssaak, want jy betree iemand se eiendom onwettig en onwetend. En ek doen 'n beroep op die produsente laat hulle maar as hulle soiets op hulle plaas kry, maar die polisie dadelik in kennis stel. Jy weet, daar is al gevalle wat boere aangerand is as hulle mense konfronteer. So dit bly vir ons 'n groot kopseer. Ons is besig om te werk aan die onwettige honde om te kyk hoe ons die probleem kan oplos. Maar ja, dis ook 'n wrede manier vir my van onwettige honde jag op die plase. Ek weet diere word nog gejaag, hulle word wreed verskeer. En as 'n kompetisie, ja, is geld betrokke by onwettige jag met honde. So, maar ek wil net die boere daarop attent maak, asseblief, moenie die mense konfronteer. Ons sien wat dit nou in die wetenskap gebeur om te konfronteer van veediewe. So asseblief, kontak jou naaste polisie. En daar is wetgewing besig om in plek te kom oor onwettige jag van honde. So ons maak daar opvordering. Louis, baie dankie. As ons so luister na Louis Wessels, verstaan ons waarom die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum nog 'n bestaansreg het in Suid-Afrika en Louis is die voorsitter van hierdie forum.
Nice bakkie. It's not a bakkie. It's a Hilux. It's not a bakkie. It's the new Hilux Legend 55.